Môre aan julle almal, dit is donderdag die 25ste Junie en ek hoop jy het 'n lekker nagrus gehad. Ek hoop jy is gesond, ek hoop jy is vars, ek hoop jy het energie en daar's net een plek om by energie in te kan plak en dit is by die woord, want dit is die begin, dis die einde, dis die alfa, dis die omega. En vanmôre gaan ons so 'n bietjie inplak. Man, daai skakel klink so Afrikaans, maar plak beteken ons weet mos wat beteken dit om so 'n bietjie in te plak. Jy vat mos nou elke keer daai selfoon van jou en dan druk jy hom daar in daai charger. Wat is die Afrikaanse weer vir charger? Ek het al vergeet, maar ons weet mos maar, ons praat so boere Engels. Nou vanmôre wil ons 'n bietjie inplak by die woord. En ek het vanmôre 'n uitdaging aan jou. Want ek kom al 'n baie lang pad saam met baie van julle. Baie van julle het ingeskakel na hierdie vreemde ou wat net begin praat het, wat julle eintlik nie ken nie, maar julle ken my net oor die boodskap wat ek bring. Nou, daai inplak vanmôre beteken, baie mense vra my, hoe kry jy dit reg om elke dag te praat en elke dag dit te doen en elke dag dit en dit en ek sê man, weet jy wat? Ek het maar net 'n commitment teenoor die Here. Hy het so baie al vir my gedoen. Dis die minste wat ek vir hom kan doen, is net elke dag mense bietjie te motiveer. Nou, ek wil bietjie met jou praat oor een ding. En skaam jy jou vir die evangelie? Jy weet mos, baie keer kom jy by 'n plek en dan praat jy en dan kom aan daai punt dat jy kan agterkom, maar hierdie is 'n goeie ou, hy's 'n Christen. En dan jy nie die vrymoedigheid om te sê, ja, ek is ook 'n kind van die Here, of kom ons praat oor die Here nie. Ek het gister 'n afspraak gehad, 'n korporatiewe afspraak, saam met 'n vriend Mike. Ons het gaan in Volhuis met iemand gaan gesels. Wat 'n indrukwekkende, dinamiese man wat ek ontmoet het, wat ongelooflik innoverend is. En toe sit ek nou daar, en ek dink die ou het seker so na my gekyk, en hy het gedink, ek wonder wat se besigheid die ou, en eintlik het ek maar net vir Mike gegaan om hom te help en hom te versterk, want hy's 'n pragtige man, en ek het hom beloof, ek gaan saam met hom. En toe begin hy met my te praat, en wonder hy nou, wat is nou die ding wat ek na die tafel toe kan bring? Toe sê ek, weet wat, ek het eintlik niks om na die tafel toe te bring nie. Miskien as jy na my kyk, moet nie kyk asof ek 'n bak het om op die tafel te gooi nie. Nee, al wat ek eintlik het is Jesus Christus. En ek begin om te vertel van hoe ek werk en hoe my lewe is. Ek is afhanklik van die Here, ek vertrou die Here, en wat ek al. Het hierdie ou my net so gekyk en hy het net gesê, dis amazing. Ek kan nie glo mense opreis. Ek sê ja, dis so dit is. Ek sê my rykdom op aarde is nie wat ek het nie, dis wie ek het. En ek het dalk 'n geleentheid om vandag met jou te praat en vir hom te sê, dat rykdom is nie die goed wat ons op die aarde bymekaar maak, die skatte wat mot en roes kan verniel nie, maar die skatte wat ons het in die hemel. Soos enige ou oom gesê het, elke dag met elke gebed stuur ons boonatoe alle boumateriaal wat ons eendag ons huisie gaan bou in die hemel. Paulus sê 1 Romeine 16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie, want dit is die krag van God vir die redding van elkeen wat glo. Eerstens die Jood en ook die nie-Jood. Dis wat hy sê. My vraag aan jou is baie eenvoudig. Baie keer as jy by die braaivleisvuur kom en dan moenie met die ouens die Bybel oor die kop slaan. Ons almal is Christene, ons almal is kinders van die Here. Maar ons leef dit nie altyd uit nie. En gister was 'n mooi geleentheid wat ek gesien het. Ek moet dit net bysê, dit was vir my baie spesiaal. Dat toe ek daar aankom, was daar 'n dame, en die dame het ons verskriklik laat welkom voel by hierdie dinamiese besigheid. Afrikaanse, pragtige vrou. En sy het onmiddellik vir ons gesê, kom sit gerus, maak julle tuis, kan ek vir julle 'n cappuccino bring? Wow! Maar wat vir my opvallend was die manier waarop sy het gesê het. Dit was van, ek is verskriklik bly om jou vandag te sien. Weet jy wat kan ek doen om jou dag beter te maak? Ek was baie aangenaam, gebless deur haar wonderlike gesindheid. Soveel so dat ek kennis daarvan geneem het, en nadat ons in die boardroom gesit het, het ek vir haar groot baas gesê, kan ek jou komplimenteer op die dame wat daarvoor is? Want
onmiddellik toe ek inkom, het sy my baie welkom laat voel, en die manier hoe sy die cappuccino gemaak het en my laat voel het, wil ek vir jou sê, she's a woman of excellence. Sy het my beïndruk. Hy was verskriklik bly. Ek sê neem kennis daarvan. Jy het iemand wat by jou werk, wat regtig 'n verskil maak in iemand se lewe. En hierso, vind ek uit, ek hoef nie eens vir haar te gevra het of sy Christen was nie, want weet jy wat, sy het daai vrug gehad. Sy het nie eens Jesus se naam genoem, of wat se kerk was jy, is jy gedoop, het jy dit, het jy dat, het jy kwalifikasies, het jy al Rusland toe gegaan? Nee, sy het my in 5 minute gewys, watter stoffasie is sy. Hoe wonderlik is dit nie, om dan te rapporteer by haar baas, wat sy verskriklike wonderlike uitnemendheid het sy nie. Ons moet dit meer doen. As jy 'n waiter het wat goed is, gaan sê dit vir sy baas. Daai ou het vandag sy beste vir my gegee. Miskien is dit al wat hy in sy lewe nodig het net, is 1 kompliment. Moenie die kompliment vir jouself hou nie. Gaan sê dit vir daai ou. Dit is, glo ek, wat Jesus ook sou gedoen het. Hier gaan ek dit weer vir jou sê, want ek skaam my nie oor die evangelie nie. Is dit nie so dat die Bybel sê, as ek my nou gaan skaam op aarde vir Jesus, dan gaan hulle daarbo eendag sê, ek skaam my vir jou, gaan weg, ek ken jou nie. Kom, ons doen dit nie. Laastens op my hart, wil ek praat met iemand vandag. Ons het 'n mannekamp. Ag, ek wil so graag hê jy moet mannekamp toe kom. En ek weet, jy sê, jy het nie geld nie. Ag, kry nou daai storie uit, ons gaan vir jou geld kry. Ek pleit vandag by jou, jy, jou seun, jou pa, want 'n kamp is 'n plek wat jy by die Here uitkom. 'n Kamp is 'n plek waar die Here so lank wag, om met jou tyd te spandeer, in die bosveld, tussen die renosters, en die seekoeie, en die vlakvarke. Waar wil jy het beter hê? As jy nie weet hoe nie, kontak my, dawie.spies@gmail.com. Ek gaan vir jou plek maak, kom na die kamp toe. Hele naweek, gaan ek, en jy, en die woord, paar ouens, ons gaan jou help, fantastiese kos, 5 etes. Ek wil hê jy moet kamp toe kom. As hierdie boodskap vir iemand iets beteken, stuur dit sommer na 10 ouens toe, dat hulle my kontak, want die Here wil graag tyd by jou spandeer. Al wat jy moet doen, jy moet net jou hand opsteek, want God wil iets in jou lewe doen. Dis wat my lewe verander het. My lewe het verander op 'n mannekamp. Dis hoekom ek vandag met jou kan praat, want ouens het my raak gepraat. My lewe het getransformeer, want my lewe verander het. Ek het my hand opgesteek. Kan ek vir jou bid? Here, dankie, dat ons nie skaam is. Here, ons mag nie skaam in Suid-Afrika wees nie. Here, ons moet van U getuig. Daar waar ons sit, daar waar ons staan, oral, Here. Dankie dat U woord het vandag vir ons sê. Ek seën elke persoon, ek steek my hand uit. Here, ek bid vir iemand wat na 'n mannekamp toe moet kom. Here, die 10de Julie, op Bella, Mabula. Here, die klippe roep uit, die diere roep uit, dat die seuns van God moet kom. Ek praat vandag met iemand, wat desperaat is vir die Here. Laat daai persoon kom, Here. Ek loof en prys U naam. Amen. Geseënde dag vir jou. Bietjie langer as gewoonlik, maar jy kan nie wag vir hierdie woorde nie, want elke keer spreek ek lewe oor jou, as ek vir jou sê, jou beste is nog steeds op pad. You ain't seen nothing yet. Totsiens, tot die volgende keer.